Numeri hoofstuk 13. En die Here het vir Moses gesê, jy moet manne na die land Kanaan stuur om dit te verken, die land wat ek aan Israel gaan gee. Jy moet uit elke stam van Israel 'n leier kies om te stuur. Toe het Moses hulle gestuur soos die Here hom beveel het. Die manne wat hy gestuur het, was leiers in hulle stamme. En dit is die name van die manne wat hy gestuur het. Samua, die seun van Sakur, uit die stam van Ruben. Safat, die seun van Gori, uit die stam van Simeon. Caleb, die seun van Jefune, uit die stam van Juda. Jegal, die seun van Josef, uit die stam van Isaskar. Usia, die seun van Nun, uit die stam van Efraim. Palti, die seun van Rafu, uit die stam van Benjamin. Gadiel, die seun van Sodi, uit die stam van Zebulon. Gadi, die seun van Susi, vir die stam van Manasse, uit die stam van Josef. Amiel, die seun van Gemali, uit die stam van Dan. Seter, die seun van Michael, uit die stam van Aser. Nagbi, die seun van Wofsi, uit die stam van Naphtali. Guel, die seun van Magi, uit die stam van Gad. Hierdie was die manne wat Moses gestuur het om Kanaan te verken, maar Moses het Usia, die seun van Nun, Joshua genoem. Toe stuur Moses hulle om die land te verken met die woorde, julle moet hier van die suidland, van die Negev af optrek na die berge. Dan moet julle die land goed bekyk. Kyk sommer hoe die inwoners lyk. Is hulle sterk of is hulle swak, min of baie? Hoe lyk die land waar hulle woon, goed of sleg? En hulle dorpe en stede, is dit oopkampe of is dit ommuurde stede? Is die grond daar baie vrugbaar of is dit onvrugbaar? Is daar enige bome in die land? Bring dan sommer van die vrugte saam. Dit was juist tyd vir die eerste druiwe om ryp te word. Toe trek die manne van die Sin-woestyn af op na Regob, wat aan die grens van Hamat lê. Hulle het vanaf die suidland, ook bekend as die Negev, opgetrek en by Hebron aangekom. Dit is die plek waar Achiman, Sesai en Talmai, wat nasate van Enak was, gewoon het. En die stad Hebron is 7 jaar voor die stad Soan in Egypte gebou. By die dal Eskol het hulle so groot trosdruiwe gepluk, dat 2 manne dit met 'n draagstok moes dra. Hulle het ook van die granate en vye gepluk. Hulle het die plek Eskol genoem, wat druiwetros beteken. Daar het die Israeliete die groot druiwetros afgesny. Hulle het 40 dae later teruggekom van die verkenning van die land. Toe het hulle verslag gelewer aan Moses, Aaron en die res van die vergadering wat by Kades in die Paranwoestyn was. Hulle het ook die vrugte van die land aan die vergadering gewys. Aan Moses het hulle gesê, ons het gekom in die land waarin U ons gestuur het, en waarlik, dit is 'n land van melk en honing. Kyk, hier is van die vrugte van die land. Maar die volk wat daar woon is baie sterk. Hulle het ook groot versterkte stede. Ons het selfs die nageslag van Enak daar gesien. In die suidland woon die Amalekiete, en in die gebergtes woon die Hittite, Jebusiete en die Amoriete. By die see en langs die Jordaanrivier woon die Kanaaniete. Caleb het egter almal rondom Moses stilgemaak en gesê, ons kan regtig maar optrek en die land in besit neem. Ons sal definitief dit kan inneem. Die ander manne wat saam met hom die land verken het egter gesê, nee, ons kan nie teen daardie volke veg nie, want hulle is baie sterker as ons. Daarop het hulle allerhande slegte gerugte oor die land wat hulle verken het versprei. Hulle het gesê, daardie land wat ons verken het, sluk sy inwoners lewendig in, en die manne van daar is baie groot. Ons het selfs reuse daar gesien, die nageslag van Enak. Dit het vir ons gevoel asof ons sprinkane in hulle oë is, en vir hulle het ons so sprinkane gelyk.